Goeiedag, ons kyk in vandag se Bybelstudie na Markus 7 en daar kyk ons na vers 24 tot vers 30. Ek gaan dit vir ons voorlees uit die 2020 vertaling uit. Hy het daarvandaan weggegaan en na die gebied van Tyrus vertrek. Hy het in 'n huis binne gegaan en wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Maar hy kon nie onopgemerk bly nie. En gou het daar 'n vrou wie se dogtertjie 'n onrein gees gehad het, van hom gehoor en voor sy voete kom neerval. Dit was 'n Griekse vrou van Sirofenisië afkoms. Sy het hom gevra om die demoon uit haar dogter uit te dryf. Hy het vir haar gesê, laat die kinders eers versadig word, want dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Sy antwoord hom toe, Here, die hondjies onder die tafel eet darm van die kindertjies se krummels. Daarop sê hy vir haar, op grond van wat jy gesê het, gaan huis toe. Die demoon het reeds uit jou dogter uitgegaan. En toe sy by haar huis kom, kry sy die kindjie op die bed lê en die demoon was reeds uit haar uit. Ons lees tot daarso by vers 30. Nou, in hierdie gedeelte, as ons nou gekyk het na die gedeelte wat ons laasweek tydens die erediens bespreek het, die vermeerdering van die brood, sien ons dat die disippels daarso moeg en oorweldig was en hulle wou rus kry. Maar dat Jesus daarso die mense sien aankom het en die beskrywing daarso is, hulle was so skape sonder 'n herder gewees en Jesus het hulle innig jammer gekry, sy maag het gedraai en hy het hom oor hulle ontferm. En later sê hy, maar gee julle vir hulle iets om te eet. So Jesus is in hierdie gedeelte in so omstandigheid dat hy wil wegkom van mense af. Hy wil rus kry. En dan terwyl hy op soek is na rus en waar hy is in Tyrus, wat in vandag se Libanon is, sien ons dat dit ver buite die grense is. Dis nie eers in die onrein gebied van Israel nie, dit is ver verbuite, dis binne die onrein gedeelte waar die heidene is. Dis hoe verder weg jy van die tempel af is, hoe verder is jy weg van reinheid af. En dit is waar hy dan hierso hierdie Sirofenisiese vrou, hierdie heidense vrou, hierdie Griekse vrou ontmoet en sy by sy voete neerval. Daar moet ek net nog 'n bietjie agtergrond vir ons gee, want in die gedeelte net hiervoor sien ons dat Jesus daar optree met die Fariseërs en die Fariseërs Jesus uitdaag. Hy het die skare weer nader geroep en vir hulle gesê, dis nou vers 14, luister julle almal na my en verstaan, daar's niks wat van buite af in 'n mens ingaan wat jou onrein kan maak nie, maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dis wat jou onrein maak. En dan in vers 19, die kos gaan immers nie na jou hart nie, maar na jou maag en word dan in die privaat uitgewerp. So het hy alle kos rein verklaar, maar hy het gesê wat uit 'n mens uitgaan, dit maak 'n mens onrein. Want van binne af, uit die hart van mens kom slegte gedagtes, onsedelikheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, geslepenheid, onwelvoeglikheid, jaloesie, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie dinge kom van binne af en maak ons onrein of maak 'n mens onrein. So ons sien hierso 'n progressie raak. Ons sien eers hoe Jesus sê dis nie die kos wat jy inneem wat jou onrein maak nie. En daar word van onreinheid gepraat. Die volgende gedeelte praat dan van 'n persoon wat onrein is, hierso in 'n onrein gebied. En volgende gaan ons dan sien hoe Jesus optree en weer is daar vermeerdering van brood. En hierso voed hy 'n klomp mense wat as onrein beskou sou word. So ons sien hierso 'n progressie. So Tyrus wat as boos en onrein gesien word, juis ook as gevolg van Tyrus wat Isebel se gebied sou gewees het. Kom soek Jesus rus. Maar God se genade laat hom nie onaktief wees nie. Die vrou soek met dringendheid maar nederigheid. Sy kom val by Jesus se voete neer, 'n simbool van afhanklikheid en 'n simbool van eerbied. Sy's 'n ma in nood.
en haar identiteit, alles is teen haar. Sy's 'n vrou, sy het lae status, sy's 'n Griek, so sy's heiden, sy's gebore in Sirofenisië, dis 'n bose plek. Vergelyk dit nou met die skrifgeleerdes in Jerusalem. Want aan die een kant het ons nou hierdie optrede gehad van die Fariseërs teenoor Jesus, en die blote feit dat hulle met Jesus in interaksie is, sê hulle sien Jesus op 'n manier op gelyke status. Mense wat nie dieselfde status gehad het nie, sou nie teenoor mekaar optree nie. So sy wat uit 'n laer klas vir laer status optree en na Jesus toe kom, beteken ook sy tree uit haar plek uit op. Maar Jesus is natuurlik ook in 'n plek wat nie beskou sou wees as iets wat hy met sy eer sou optree nie. En hulle daag Jesus uit, sy smeek Jesus. Hulle voel geregverdig en sy weet sy is afhanklik van genade. En dan hierso 'n gedeelte wat so tussen, soos 'n paal tussen 'n mens die se oë tref, is Jesus se antwoord aan haar. Sy laat die kinders eers eet en dan die hondjies. Hierdie woord hondjies is nie 'n mooi woord nie. Dis 'n skelpnaam. Dit is die skelpnaam wat die Jode vir die heidene sou gebruik het, vir hierdie mense wat buite sou wees. Die kinders is dan Israel. En dit weerspieël 'n eksklusiwiteit waarmee Jesus hier werk. En ek weet nie van jou nie, maar dit laat my nogal ongemaklik, want Jesus, hoe kan jy so met hierdie vrou praat? Mense sou dink Jesus wat as iemand na hom toe gekom het, sou hy sê, ja, kom ek help jou, en hierso is 'n skeiding wat plaasvind. Ek moet sê, dit herinner my nogal aan die gedeelte in die fliek, Keeping the Faith, waar Ben Stiller se karakter, die rabbi, sê, maar my gemeentelede verwag van, of my gemeentelede verwag van my om 'n Jood te wees wat hulle nie bereid is om te wees nie. En ek besef met hierdie gedeelte verwag ons van Jesus om 'n Jesus te wees wat ons nie bereid is om te wees nie. So dis hoekom dit ons so konfronteer. Hierdie verkleiningsvorm van die woord hondjies kan dui op huishonde, maar honde was nog steeds as onrein en as scavengers gesien, en dit bly 'n vorm van uitsluiting. Dat die kinders eers eet. So daar's 'n volgorde, daar's 'n rangorde. Dan eers vir Israel en dan vir die nasies. Maar die vrou trek die toekoms in die hede in. Dit wat nog moet gebeur, trek sy in die nou in, en ons sien dit juis in hierdie progressie wat Jesus het van oopmaak. Dit wat jy inneem is nie meer onrein nie, hierdie persoon is nie meer onrein nie, die groep is nie meer onrein nie. En sy gee 'n briljante antwoord, eintlik 'n witty antwoord. Sy gee nie moed op nie, sy verloor om te wen. Sy sê, maar selfs die hondjies eet die krummels van die tafel af. So daar's humor en wysheid. Sy verstaan Jesus se woorde, sy erken Jesus se woorde, sy noem hom Here, Kyrios. Sy belydenis van gesag, van wie Jesus is. In die verlede sou hulle gesê het, Keiser is Kyrios, Keiser is Here. Die gelowige sê, Jesus is Here. En sy weet ook dat selfs die krummels is genoeg genade. Jesus antwoord op grond van wat jy gesê het. Haar woorde is 'n keerpunt. Hy gee toe, nie uit swakheid nie, maar as bewys dat hy hierdie grense oorskry. En hierdie genesing op 'n afstand is 'n unieke gesag van Jesus. Daar's geen fisiese aanraking of 'n ritueel nie, hy's gaan, hy's gesond, net 'n woord. En dan bevestig dit in vers 30. Kind is genees, die demoon is weg, sy vind haar dogtertjie op die bed, is 'n beeld van rus en van herstel. En hierdie vrou se geloof word 'n
katalisator van genesing oor afstand, oor sosiale stand en geestelike grense. Die ongemaklike antwoord van Jesus onthul 'n groot waarheid, want mense is baie keer geneig om as gereformeerde veral te wil aanspraak maak op God se genade. Maar hoekom is jy nie genadig hierson nie, Jesus? Hoekom is jy mislik met hierdie vrou? Hoekom noem jy haar 'n hond? Regtig? En hierdie genade is nie goedkoop of outomaties nie. Jesus is nie 'n bankteller nie. Dis intens, dis persoonlik en soms konfronterend. Sy aanvanklike nee maak plek vir 'n dieper ja. 'n Ja wat almal insluit. En sy argumenteer ook nie oor geregtigheid nie, maar oor Jesus se goedheid. Sy verloor status om haar geloof te wys en sy weet wie Jesus is. Jesus verloor die stryd hier, so waar hy teenoor die fariseërs wen, verloor hy teenoor hierdie vrou. Maar hart wen, genade en geloof wen, en is 'n keerpunt in Markus. Jesus wys hier so uitgekom vir almal, selfs vir mense wat deur die samelewing as honde afgemaak word. Ons kan vra, waar ervaar ons 'n nee? Dalk ervaar ons soms nees van God. Dit herinner my aan Moses wat op 'n stadium vir God moes herinner wie hy is en dat hy nie net mense moes vermoor nie. Wie sê hondjies wat ons vandag miskyk? En wat beteken dit om hulle aan tafel toe te laat, die tafel groter te maak? Kom ons bid saam. Here, help ons om na u woord te kyk, u raak te sien en ook daardeur verras en soos in hierdie gedeelte ongemaklik te wees. Help ons om uit te kyk na wie uitgesluit word. Help ons om u genade vrylik uit te deel en ook te weet dat krummels vir ons ook genoeg is. Ons bid in afhanklikheid van u alleen. Amen.